Kom ons lees saam. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie, tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te bekommer 1 el by sy lewe gee, of by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings. Nou, sekere vertalings praat van wilde lelies of veldlelies, maar let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle soog nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alle dinge waarvan die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Ons lees net tot daar. Ons kan sê die jaar het nou behoorlik afgeskop. Die skool het begin en ek hoor eintlik op pad om vir Frederik te gaan aflaai 'n gesprek op die radio oor kosblikke. Jy weet hoe mense nou al deesdae wat hulle al vir hulle kinders inpak in 'n kosblik, en hoe jy eintlik voluit begin in die begin van die jaar, al die gesonde happietjies en dingetjies, en dan nou later en dan raak dit nou bietjie minder. Maar nietemin of jou kosblik gepak is en jou werksak gepak is, hierdie jaar het afgeskop. En jy het dit dalk gevoel toe jy self in die verkeer op pad werk toe gesit het, of as jy afgetree is, weet jy dat ons dorp nogals oor Desember druis. En jy beleef hoe dit nou rustiger is. Jy kan nou weer eintlik lekker rustig langs die see gaan loop. Daar's parkering weer by die winkels. Almal is weer terug na hulle eie roetine en dinge. So die jaar is in sy volheid hier voor ons. En 'n natuurlike ding wat met ons gebeur in hierdie tyd is, ons begin nadink oor alles wat eintlik nog moet gebeur hierdie jaar. Ons kyk na ons kalenders en ons voel die gewig van die afsprake, die spertye, die verantwoordelikhede, en ons vra onsself af, gaan hierdie jaar anders wees? Gaan 2026 net weer 'n jaar wees waar ons probeer byhou? Gaan dit 'n jaar wees waar ons weer teen November geestelik en emosioneel uitgeput is? Of gaan 2026 'n jaar wees waar ek nie net oorleef nie, maar floreer? In Januarie is daar hierdie spanning. Daar's altyd hierdie spanning in Januarie, tussen ons planne en ons vrese. Ons maak planne. Ons dink, hierdie jaar gaan ek gesonder lewe. Hierdie jaar gaan ek harder werk. Hierdie jaar gaan ek meer tyd aan my gesin spandeer. Hierdie jaar gaan ek meer my Bybel lees en tyd saam met die Here spandeer. Maar wanneer ons hierdie goed begin, is daar altyd hierdie knaande stemmetjie in ons agterkant van, wat as my gesondheid my hierdie jaar dalk in die steek laat? Wat as my finansies nie hou nie? Wat as my besigheid nie hou nie? Wat as ek nie genoeg is vir alles wat van my verwag word hierdie jaar nie? En dit is presies hier, in die middel van hierdie Januarie gedruis, wat ons hierdie teks te lees, en Jesus eintlik na ons toe kom en voor ons staan, en hy kom staan nie met 'n horlosie voor ons en sê, hoorie, jy moes nou al hier gewees het nie. Hy kom staan nie voor ons met 'n to-do-lysie om te sê, jy moet meer doen en meer vinniger beweeg nie. Die Here kom staan vanoggend voor jou met 'n kompas.
En hierdie kompas wys hy na homself toe. Hierdie kompas sê nie, doen nog nie. Hierdie kompas kom wys vir ons die Here. En ons lees hierdie teksgedeelte nie om ons jaar net mee te begin nie. Ons lees hierdie teksgedeelte juis sodat ons jaar reg begin. Dat ons weer herinner word dat die belangrikste ding weer eers moet kom in ons lewe. En dit is die Here. Maar voor ons dan nou eintlik verder gaan, moet ons eintlik eers weet met wie praat die Here hierso. Met wie, vir wie sê hy moenie bekommerd wees nie. So ons weet ons nou, Jesus is besig met sy bergrede en hy praat nie net met klomp ryk mense en gee vir hulle nou 'n motiverende praatjie nie. Hy praat met mense wat werklik die druk van die Romeinse ryk moet beleef. Hierdie mense wat voor hom staan of sit is arm. Hulle was waarskynlik vissermanne of bestaansboere en hulle weet wat bekommernis is. Dit is nie net vir hulle 'n vaagkonsep nie. Bekommernis is deel van hulle realiteit, hulle daaglikse roetine, want as Jesus vir hulle sê, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, praat Jesus letterlik met mense wat nie weet of daar môre 'n goeie vangs gaan wees, genoeg vis om geld in te kry nie. Jesus praat letterlik dan met iemand wat nie weet of daar môre 'n oes gaan wees nie. Maar tog sê Jesus vir hulle, ten spyte van al hierdie bekommernisse, hy sê vir hulle, kyk na die voëls. Hulle saai nie, hulle maai nie. Jesus sê nie kyk hoe lui is voëls nie. Voëls werk hard, voëls maak kos bymekaar, bou 'n nes, voed kinders. Hulle word nie eendag in 'n paniekbevange wakker en dink, oei, daar is nie genoeg wurms daar buite nie. Hulle leef in hierdie instinktiewe vertroue in die Skepper. 'n Voël vlieg uit. Hy weet hy gaan kos kry of iets kry om sy nes mee te bou. Dit is hierdie instinktiewe vertroue. Dan sê Jesus, gaan hy verder, hy sê, kyk na die veldlelies. Nou die veldlelies was hierdie blom wat letterlik 'n paar daggies geblom het. Letterlik. Dit het net opgemaak toe gegaan en dan het die blommetjies sy doel gedien. Maar dan het die mense dit gepluk en as 'n aansteeksel gebruik vir die vure in hulle oonde. En dit is asof Jesus kom sê, as God soveel moeite doen om iets so tydelik soos 'n blommetjie vir dit te sorg, hoeveel te meer sorg die Here nie vir jou nie. En Jesus probeer nie hier vir hierdie vissermanne en hierdie bestaansboere te sê, nee man, julle bekommer julle oor niks nie. Hy probeer hulle wys, waar lê hulle vertroue? Hy probeer hulle wys dat hulle aan hom behoort, en ek dink dit is die boodskap vir my en vir jou hier in ons Januarie gedruis. En dan gaan Jesus verder, en hy sê vir hulle, soek allereers die koninkryk van God. Nadat hy al hierdie beelde van die voëls en die blomme en hierdie kontras van die bekommernisse gegee het, sê hy vir hulle, soek allereers die koninkryk van God. Hy sê nie, gaan soek die koninkryk nadat julle alles anders gesoek het nie. Hy sê ook nie, gaan soek die koninkryk en dan sal julle nooit weer spanning hê nie. Ons lees die woorde, soek allereers. Dit beteken ook nie, ons moet net alles los en dit gaan soek nie. Ons het nog steeds ons werke, ons verantwoordelikhede, ons rekeninge, ons kinders, ons doktersafsprake. Maar Jesus vra eerder hierso, dat alles wat jy het, alles wat jy aanpak, alles wat jy doen, dat die koninkryk van God die rigting daarvan bepaal. Laat die koninkryk van God die rigting bepaal waarbinne alles anders inpas. Dit gaan nie oor of ons gaan bekommerd wees hierdie jaar en of ons gaan hard werk nie, want ons gaan hard werk en ons gaan bekommerd wees. Ons is mens. Maar dit gaan oor wie het die eerste en die laaste woord in daai situasies. Dit gaan oor die vraag, wie se heerskappy volg ek wanneer ek my planne maak, vir my familie, vir my gesin, vir my werk. So kom ons soek
allereers die koninkryk van God. En wanneer ons praat van hierdie koninkryk, weet ons het al baie hieroor gepraat, dit is nie 'n plek op 'n kaart ergens nie, dit is nie net iets wat net eendag kom nie. Die koninkryk van God is God se manier van doen hier en nou, dit is sy drome wat binne in hierdie wêreld sigbaar word, binne in my en jou. Koninkryk van God is waar God se wil die finale sê het. 'n werklikheid waar liefde sterker is as vrese, waar vergifnis meer gewig dra as kwaad en woede en wrok. So wanneer ons hierdie koninkryk moet soek, beteken dit nie ons moet ons wêreld verlaat of na 'n ander plek toe gaan nie. Dit beteken dat binne in hierdie kultuur, hierdie gejaagde kultuur van hierdie wêreld, kan ons al anders leef. Ons kan anders leef binne in hierdie wêreld. Wanneer almal jaag, kan ons kies om doelbewus stil te staan. Wanneer die wêreld vir ons selfbevordering gee, kan ons kies om nederig te wees. In 'n wêreld waar 'n samelewing ek eerste stel, kan ons kies om eerder ander mense ook raak te sien. So my en jou se jaar kan anders wees. Ons kan meer God se teenwoordigheid hierdie jaar beleef. En ons kan dit toepas op eenvoudige maniere. Oggende wanneer jy wakker word, om nie eers aan jou foon te vat nie, maar om net regop te sit en te sê, Here, vandag behoort aan U. Ons kan dit doen wanneer ons besluite neem om vir onsself af te vra, is my besluit goed net vir my of baar die koninkryk ook hier uit? Ons kan met meer deernis na mense kyk. Ons kan leer om vir onsself te sê, ek is genoeg. En vir sommige van ons gaan dit beteken dat ons moet stadiger beweeg. En vir ander gaan dit dalk beteken dat ons meer moed gaan moet kry om op te staan, want die koninkryk van God bring ook genesing en nuwe lewe. Ek en jy kan begin anders leef. Hierdie jaar kan anders wees vir my en jou. En dan eindig Jesus met 'n soort van die laaste deel. En hy voeg dit by, soek allereers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Hy eindig met hierdie belofte. En dis nie 'n belofte dat 2026 nou die jaar is waar jy 'n probleemvrye jaar gaan hê nie. Hy beloof eintlik vir ons iets dieper. Dat wanneer jy God eerste stel, kom jy agter jy gaan nie hierdie jaar alleen dra of alleen stap nie. Wanneer jy in God vertrou, het bekommernisse en jou vrees nie die finale woord oor jou nie. Dit beteken dat wanneer die koninkryk jou kompas is, jy nie gaan verdwaal nie, al voel dit soms, jy loop nou 'n paadjie wat jy nie regtig oor seker is nie. Jesus sê nie dat ons moenie planne maak nie. Hy sê môre se vrese moenie vandag al regeer nie. Elke dag bring sy eie kwaad. So kom ek en jy leef vandag. Kom ek en jy vertrou vandag. Kom ek en jy soek vandag allereers die koninkryk van God. En ja, die versoeking gaan daar wees dat ons horlosies ons rigting soms gaan bepaal. Ons gaan weet, ek moet nou by hierdie afspraak wees, ek moet nou hier wees, ek moet nou dit doen. Ons gaan net jaag en stres en soms probeer om alles te beheer. Maar onthou wat Jesus vandag vir jou kom bied. Hy herinner jou dat jy nie op jou eie aangewese hier op hierdie aarde is nie. Jy het 'n Vader wat presies weet wat jy nodig het en dis hoekom ons dit vier vandag. Ons vier vandag hier op die tweede Sondag van Epifanie dat God diepe kennis het oor ons as mens. Hy ken jou volle menslikheid. En dalk sit jy hier, jy is afgetree. En jy dink, Melissa, ek het nou nie skoolstres, werkstres nie, my liggaam kan nie eers byhou by hierdie gejaag nie. Maar almal sit hier vanoggend met 'n bekommernis. Jou bekommernis is dalk jou kleinkinders, jou kinders wat ver sit, of in 'n ander land wat jy wonder of hulle gesond is, gelukkig is. Maar jy kan nog steeds in die stilte van jou eie huis sit en hulle
aan die Here opdra. Jy waar jy nou is en jou afgetree het, kan jy vir iemand anders 'n skouer wees. Kan jy vir iemand anders 'n hoop wees. Hierdie jaar hoef nie 'n herhaling te wees van verlede jaar nie. Dit kan wees 'n jaar wees waar jy leef met 'n kompas. 'n Kompas wat nie vir jou vra hoe vinnig beweeg jy nie, maar 'n kompas wat vir jou vra in watter rigting is jy nou op pad. Kom ek help jou. So wanneer jy môreoggend dan nou jou eerste tree in die nuwe week gee, onthou die voëls, onthou die veldlelies, onthou die feit dat God se sorg, sy skoonheid, sy teenwoordigheid daagliks teenwoordig is in jou klein besonderhede van jou lewe en kies dan doelbewus om die koninkryk van God eers te soek. Nie omdat jy moet nie, maar omdat dit die plek is waar jou siel werklik kan rus. So mag 2026 vir jou nie net 'n jaar wees waar jy oorleef nie, maar mag dit vir elkeen van julle 'n jaar wees waar jy floreer. Mag jy werklik besef hierdie jaar wie jou vashou. En mag jy weet dat God se koninkryk, sy liefde, sy sorg genoeg is vir jou vandag. Elke dag bring genoeg van sy eie kwaad, maar elke dag het ook genoeg van God se genade. En dit is 2026 vir elkeen van ons. Genoeg genade om deur elke dag te kom. Amen. Nou as ek skoon uit asem uit. Ons het vandag die voorreg om aan die nagmaaltafel te sit. En dis maklik om hierdie woorde te hoor as 'n predikant dit op 'n Sondag sê en jy's in hierdie atmosfeer. Maar soms kom jy by die werk of jy sit in verkeer of jy sit in 'n situasie, dan is dit nie so maklik meer om hierdie woorde te onthou. Soek allereers die koninkryk van God nie. Ons het soms hulp nodig om ons te herinner om God eers te soek. Ons het soms hulp nodig om ons te herinner dat God teenwoordig is. En die nagmaaltafel is een van daardie tekens wat ons kom help herinner. Dis 'n tafel wat ons, of 'n gebruik wat nie net 'n tradisie is nie, maar dit is iets waar ons weer ons kompas kan kom instel. En dit is my gebed vanoggend vir jou, want hier by hierdie tafel kom en sê die Here nie net, kyk na die voëls en die lelies nie, hy sê, kom kyk na die brood, kom kyk na die wyn. Want die brood herinner ons dat die Here ons liggame ook voed, dat ons lewe in sy hand is, en die wyn kom herinner ons dat hy alles vir ons gegee het, sodat ons deel kan hê en deel kan wees van sy koninkryk. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U dankie vir hierdie oomblik by hierdie tafel. Dankie dat U ons genooi het om net vir 'n oomblik te kom stil word, ons kompas net weer reg te kry. En terwyl ons nou die brood geëet het en die wyn gedrink het ons onthou dat U reeds alles vir ons klaar gedoen het. Ons hoef nie te veg vir ons waarde nie, ons hoef nie te veg vir genade nie, want U het dit klaar vir ons gegee aan die kruis. Dankie vir die tafel en dat dit vir ons kom bewys dat U vir ons sorg, meer as vir die voëls en die blomme. U het U eie lewe gegee vir ons. En Vader, terwyl ons nou van hierdie tafel gaan opstaan en terug huis toe gaan, terug werk toe, in hierdie nuwe week in, bid ek dat hierdie nagmaal vrede saam met ons sal gaan. En wanneer hierdie Januarie se gedruis weer opklink en die verkeer weer raas, help ons om te onthou aan wie ons behoort. Wie is U ons kompas? En as die bekommernis oor môre se geld, oor môre se gesondheid of môre se uitdagings weer ons oorweldig, herinner ons weer aan hierdie tafel. Herinner ons dat U Uself vir ons gegee het. U ook vir alles anders sal sorg wat nodig het. Help ons om U koninkryk eers te soek.
om in die gejaagdheid te maak vir U, om in die bekommernisse doelbewus te kies om te vertrou. En om met deernis weer na mense te kyk. Here, ons gee 2026 vir U. Ons gee ons vrese en ons planne vir U. Mag ons nie net oorleef nie, maar floreer, omdat ons weet dat U koninkryk, U liefde, U sorg vir ons vandag genoeg is.